Hy kom weer. Hy kom weer. Op die wolke om te oordeel, hy is hier. Elke knie sal buig, elke mens erken, Jesus, hy kom weer. Kom ons sit lekker in. Dankie Pieter, dankie ook vir die gekose liedere. Dit was so in lyn met wat op my hart is vir hierdie boodskap van vanoggend. Baie dankie. Pieter, ek wil net seker maak, het ek hierdie ding reg opgesit? OK, want dit voel vir my, ek gaan nou A380 vliegtuig in die lug opsit. En ek wil net seker maak dat ek reg gekoppel is. Net so inleidend, sonder om hierdie atmosfeer nou te verbreek. Madel het gesê, ek moet net so ietsie sê, dankie vir die verwelkoming. Ek voel regtig tuis. Die enigste ding wat ek gemis het, is die kansel. Want toe ek in 86 hier gekom het, het ek en oom Gerry, die kerkraad het nog so hier weerskante gesit, en hier was 'n kansel, en oom Gerry loop nou voor, nou is dit my eerste keer dat ek nou as 'n proponent nou hier kom preek. En nou staan ons albei so op die kansel, en die kerk was vol, omdat ek hier gepreek het. En my oog vang, net daar omtrent waar Madel en Kobus sit, daar sit oom Hendrik Schoeman. In daai jare was hy nou minister, maar ek skrik my wit. Ek staan hier en ek dink, ja, ek het nie hiervoor begroot nie. Ek wonder of ek nie my teks moet verander nie, maar ek het besef wel, ek moet nou deurdruk. En na die tyd het Dawie Kobus hulle gaan eet, nou kom oom Hendrik haar met kar verby, en staan ons nog aan in sy tuin, en hy stop, so maak die ruit op, en skree hy vir my daar uit sy kar uit, Dominee, mooi gepreek hoor, daar gaat hy. Nou ja, dit het hy seker vir menige ouens gesê. Kom ons begin met 'n gebed, met die oog op die woordbediening. Vader, alles gaan om U. En dit is U seun wat nou voorop staan. Ons wil hom sien. Ons wil hom beter leer ken, Vader. As ons hom kan ken, dan gaan ons U sien, en dan gaan ons U kan ken. Ons wil saam met Paulus vir U kom sê, ons het een begeerte, en dit is om hom te ken. Daarom wil ons begin, Vader, om vir U te kom vra, vergewe ons sondes. U het reeds die mag van die sonde gebreek. U het reeds vir ons die voorreg gegee om met die wete in hierdie wêreld te kan woeker sonder die kettinge van sonde. Maar ons kan nie anders
as om eers weer vir u te sê, vergewe ons sondes, wat ons baie keer bewustelik, maar ook onbewustelik doen. Geef vir ons 'n oop gemoed. Heilige Gees, kom maak ons sensitief vir die waarheid. Maak ons oë oop, Vader, dat ons die gebeure wat u deur hierdie wêreld tot stand gebring het, in en deur Jesus Christus, kan sien, kan beleef, maar bo alles kan glo, sodat ons hier kan uitstap en die wêreld kan beïnvloed. Ek bid dat u woord sal seën tot eer van die naam. Amen. Gemeente, nou, die meeste van julle wat my nou nie ken nie, mis nie baie nie, maar wat belangrik is dat ek altyd eers net 'n afbakening wil doen, dat jy verstaan binne watter konteks wil ek praat. En wat ek ook al sê, onthou nou net, julle moet nou self maar so 'n bietjie sif oor wat is die waarheid wat oorkom na jou toe. Want 'n mens wat praat, het maar hulle eie konteks ook. So wees fyn ingestel om te luister, wat wil die Heilige Gees vanmôre vir jou sê? Want wat julle nou in gedagte moet hou, die Heilige Gees het nou met my al gepraat vir 2 weke. Letterlik. Ek sal partykeer sit en dan kom daar 'n gedagte by my op oor die tekskeuse wat ek het vir vandag. En dan skryf ek dit ergens neer. En dan maak ek so dat ek alles wat ek so beleef het, dan gaan sit ek nou soos in eergister en dan belyn ek dit nou so goed as moontlik om te sê, Here, as ek nou iets kan sê vir die gemeente Sondag, dan is dit min of meer wat ek wil sê. Nou goed, wat is die raamwerk? Hier's 5 goed wat ek wil sê voordat ek die teks vir julle gaan lees. Die eerste ding wat julle moet hou en moet kan onderskei, en onthou ek sê dit positief, sodat ons alles wat ons kan wegvat van die waarheid net kan wegvat. En die eerste ding wat ek wil sê is, dit gaan oor die kerkkalender. Die kerkkalender het ook 'n ander naam, dis die kerkjaar. En die kerkjaar beteken, daar's 'n Kersfees, en dan is daar 'n aanloop oor Jesus se lewe, en dan is die kerkjaar by sy lyding, en dan is dit by soos ons nou gehad het, sy kruisiging, en dan is dit sy opstanding, en dan gaan ons in Pinkster in, en dan is dit sy hemelvaart, en dan het hy so 'n siklus wat hy hardloop. Aan die een kant is dit 'n goeie ding, maar ek het agtergekom, die oomblik wanneer jy resepmatig begin werk met die Heilige Gees, het ook 'n gevaarlike kant. En dit sien jy hier. En wat is dit? Die kerkkalender kom sterk vanuit die Rooms-Katolieke Kerk. Jy kan dit gaan oplees. Baie sterk. En die institusionele kerk het al daai gewoontes en gebruike en sistematiese preekgoeders ingebring, sodat daar 'n vloei kan wees en dit word beheer. En as dit regtig so was, dat die kerkjare ons na groter hoogtes toe gevat het, dan was die grootste byeenkoms vir die gelowiges, was die sterwe en opstanding van Jesus Christus. En in al die jare wat ek in die bediening was dit die swakste samekomste, praat jy van erediens, swakste samekomste van gelowiges, was die grootste gebeurtenis. En ek het baie vir myself die vraag afgevra, dit gaan nie oor die mense moet hier wees nie, maar hoekom het dit heeltemal omgeswaai, en dit het 'n paashaas effek ontwikkel, waarin meeste mense hulle vakansies gereël het rondom Paasfees. Terwyl dis ander gelowiges wat ons kritiseer, en hulle ry duisende met busse op om Paasfees te gaan vier, is dit reg? Dit's nie die punt nie.
My punt wat ek maak is, as die kerk se kalender ons na groter hoogtes toe gevat het, dan het ek gesê, ek dink ons het 'n punt beet. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, die kerklike kalender sit ons in silo's. Het ons Kersfees, en het ons dit, dan het ons dat, en die mense verloor die geïntegreerde waarheid, naamlik, dit gaan nie meer oor 'n fees nie. Dit gaan nie oor 'n kalenderjaar nie. Dit gaan oor Jesus Christus wat alles vervul het. Hy het alles vervul en hy het dit gekulmineer in die krag van 'n sterwe en 'n opstanding, sodat ons nuwe lewens kan hê in 'n wêreld beïnvloed. En ek sê dit nou kategories. Die kerk sukkel al hoe meer met invloed. Gaan kyk na Europa. Vat ons eie land. Sukkel al hoe meer om te invloed. Hoekom? Want ons gaan deur die rituele. Ons gaan deur die feeste. Ons gaan deur die kerkjaar. En ons verloor die krag van Jesus Christus, wat deur die inspirasie van die Heilige Gees met ons sal doen soos hy kies. In die oomblik as ons in silo's werk, dan gaan mense in gewoonte in. As jy in gewoonte ingaan, dan gaan jy in 'n gemaksone in. As jy in 'n gemaksone is, dan gaan jy deur rituele sonder krag. En as jy daar is, dan raak jou mense passief en hulle kom nie agter wat is besig om te gebeur nie. Dis die gevaar van dit. Gaan dink net daaroor. Ek wil vir julle sê, voordat ek hierdie teks lees, elke dag is daar 'n dankbaarheid by gelowige dat God sy seun gestuur het. Dat ek kan lees en kan verstaan waarvoor het hy gekom en wat was sy karakter en hoe het hy gelewe, hoe het hy gelei en vir hoekom het hy gelei en hoekom het hy gesterf en die besef van sonde en dat my sonde deur die opstanding die geleentheid het om 'n ewige lewe te kan hê. Elke dag. Is nie gekategoriseer nie. Die volle pakkie met die uitstorting van die Heilige Gees is deel van my geloofslewe. Ek kan hom nie opsplit nie. En kom ons sê nog so een ding. En dit was vir my mooi toe jy vir my gesê het, nou toe Madel sê bietjie Jesus het opgestaan. Dat hoe sy so duidelik gesê het, hy het opgestaan. Hy het nie vandag opgestaan nie. As enige iemand dink ons vier sy opstanding, dan is dit soos ek wat na 30 jaar nog steeds na my pa se graf toe teruggaan. Hy's nie daar nie. Hy's hier. Die herinnering van my pa is hier. Ek hoef nie sy graf te besoek nie. As ek daar kom, dan staan ek daar en weet ek nie wat om te doen nie. Hoe dit lyk. So ons vier nie dat hy opgestaan het nie. Die vraag vanmôre is, hoe lyk jou en my lewe omdat hy opgestaan het? Dit het Marlon nou gesê. Punt klaar. Ek wil vanmôre met julle praat oor hoe lyk ons lewe omdat hy 2000 jaar terug al opgestaan het. En dan, dit is onmoontlik om 'n opstanding Sondag te vier deur enige iemand as jy nie waaragtig saam Jesus Christus gesterf het nie. Jy kan Jabula tot jy flou is. Daar sal net mooi niks gebeur nie. As jy nie saam met hom gesterf het nie, en as jy vanmôre toe jy opgestaan het, want onthou ons staan met onsself op, nie weer gesterf het nie, is hierdie opstanding hoogstens 'n emosionele belewenis wat hou tot middagete. OK, nou is die veld gelyk gemaak. En nou gaan ek vir julle lees uit Galasiërs 2. Delano, jy kan nou daai storie daar vir ons opsit. Galasiërs 2. Nou, wat julle moet in gedagte hou is, Paulus praat hierso met die Jode wat hierdie goed nie verstaan het nie. Hulle was vyandig.
En hulle hou nou aan met hulle feeste en hulle wette en hulle reëls. Maar deur die liefde van die Here Jesus Christus kom Paulus en hy sê ek wil net weer vir julle 'n fokus gee. Waaroor gaan dit nou deur hierdie persoon wat God gestuur het? En ek gaan net 2 verse vir julle lees. Nou kom Paulus en hy sê, wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof, in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. As jy net daai 2 verse vat, en jy kyk nou hoe die Here deur Paulus gewerk het in al die briewe wat hy geskryf het, en jy bring daai inligting in, dan gaan jy agterkom, hy praat hier so en hy sê vir die Jode, hy sê mense julle moet verstaan, dit gaan net oor Jesus Christus, dit gaan nie meer oor die wette nie, dit gaan nie meer oor die feeste nie. Nou weet ek, hier gaan nou mense sit wat sê, ja maar wat van die feeste? Ek sê dit gaan nie meer oor die feeste nie. Want Jesus Christus het dit ten volle vervul. En nou gaan jy vir my sê, ja maar, daar's tog ouens vir die feeste vier. Ek sê, dit gaan nie oor die fees nie. Dit gaan oor Jesus Christus en dit wat hy gebring het, omdat God die Vader deur sy barmhartigheid, nie sy genade nie, deur sy barmhartigheid, ons 'n geleentheid gegee het om die ewige lewe te kan hê. En as daaruit 'n fees kom oor Jesus, dis 'n fees. Moet omdraai. So in hierdie 2 verse hoor jy, Jesus het gesterf. Hoekom het hy gesterf? Hy het opgestaan. Jy lees van sy liefde, net in hierdie stukkie, jy lees van sy liefde, jy lees van sy dankbaarheid, jy lees van sy lyding, en Paulus kom sê, ek identifiseer my nou daarmee, ek wil vir julle Jode sê, maak nie saak hoeveel feeste julle vier nie, maak nie saak wat julle doen nie, ek doen hierdie. En dit is ons boodskap, as ons by daai deure uitstap. So wat Paulus gedoen het, nou moet julle nie dink is nou, ek dink julle is nou kinders nie. Paulus het gekom en hy het letterlik gesê, toe Jesus Christus opgestaan het, het hy vir ons 'n visie gebring, wat nie meer net hier kyk na offerbakke en geslagte diere en feeste en palmtakke en klere wat julle aantrek nie. Ek het nou vir julle 'n verkyker gebring. Jesus het die hemele kom oopmaak, oor 'n ewigheid wat hy sê, nou kan julle dit sien, as julle julle harte oopmaak, deur julle self af te lê, sodat Christus in julle kan bly. En hy het 'n verkyker gebring, en nou sê hy vir die mense, hy sê vir die Jode, maar hy sê ook vir die gelowiges, kyk daar ver, hy sê as julle daar ver kyk, dan gaan julle verstaan wat gaan hier aan. Maar as jy dit nie doen nie, en jy kan nie daai sien nie, gaan jy nie weet wat om te doen nie. En die mooiste voorbeeld wat ek vir julle kan vertel is, toe ek vanoggend hiernatoe ry en die mis was dik. Kobus het my gewaarsku deur Madel. Dit is die waarheid. Ek kan nie so ver sien nie. As ek nie die pad so bietjie geken het, het ek nie 'n idee gehad waar ek nie. Ek sal by hierdie dorp verbygery het. Al is daar nie mis nie, gaan jy dit in elk geval kan verbyry, maar hoe dit ook al sy. Ek sou regtig verbyry. Ek moes mooi gekyk het, waar is die bordjie nou vir dit? En is presies wat die ou bedeling gedoen het. Ons het net so ver gesien. En as ek gesterf het in Jesus Christus, en hy het vir my deur die oorwinning versiendheid gebring. Ek kan deur ver, ek kan dit duidelik sien. Ek weet nie presies als hoe dit gaan uitspeel nie, maar ek kan dit sien daarso.
Nou weet ek watse besluite moet ek neem in my besigheid. Nou weet ek hoe ek moet optree deur iemand wat met my op 'n manier praat wat alles in my sneller. Sê ek, laat ek net eers weer dalk. Wat jy nou gesê het is 'n kopspeld grootte. As jy gesien het wat ek nou gesien het, gaan ek my nie steur aan wat jy hier doen nie, want dit is wat die opstanding doen in my gedrag. Maar as ek nie daar kan sien nie, dan is ek vasgevang in politiek wat my ontstel. Dan kyk ek weer deur ver en sien ek, Here, hierdie is speelietjies. En as ek dit van daar af kan vat, en ek kan dit hier begin toepas, dan verander my gebed. Dan verander my reaksies. Dan verander my taal teenoor mense. Dan begin ek hierdie wêreld in sy gebrokenheid sien met die potensiaal wat mense nie ontsluit het nie. Dan begin ek my gebrokenheid van my gesin en my huweliksmaat en my werksmense, ewe skielik begin ek dit anders sien. Maar jy moet daar kyk. Baie ver. Baie ver. Ons moet daai taal begin aanleer. Want die opstanding van Jesus Christus het ons op 'n hoë berg gesit. Hy het gesê, nou gaan julle saam met my gaan begin kyk, want die son het nou deurgekom. Laaste hoofstuk van Maleagi was die profetiese voorspelling van dit wat gaan gebeur. Daar ver maak dit ons minder ontsteld as hierso. En as jy dalk vanmôre hierso sit en jy het 'n siekte, moenie dat jou siekte jou so ontstel nie. Kyk daar ver. Moet ook nie dom wees nie, maar bid nou anders. Jou verwagting van jou genesing gaan meer daar lê as wat jy hier dink mense met jou gesond maak. Alles verander. En Jesus se opstanding is die krag waarmee gelowiges lewe. Ek het al hoeveel keer in my lewe vir mense gesê, ons ken geboorte. Ons almal het deur geboorte. Hier is nie een wat hier sit wat nie deur geboorte ingekom het nie, anders is ek hoogs bekommerd. Ons ken sterwe, maar soos ons hier sit, het nog nie een van ons dit beleef nie. En nog nooit in die geskiedenis van die bestaan van die wêreld het iemand opgestaan, lewend geword en leef nou nog nie, behalwe ons Here Jesus Christus. Hy is die enigste een met wie dit gebeur het. En die krag van dit is die poort na die ewige lewe. En dit is ons boodskap. Gemeente, as ons nie hierdie boodskap het nie, is ons hoe sê Paulus dit, is ons die mees bejammeringswaardigste van alle mense. Hy sê dit net so, die bejammeringswaardigste van alle mense. Dis eintlik 'n patetiese woord. Dis ons boodskap. Dis nie 'n kalenderjaar ding nie. Dis die kern van die evangelie. Hy gaan hier bly van nou tot die einde van die jaar. Baie keer vir myself afgevra, hoekom is die kerke so vol op Kersfees? Want ons kom om iets te kry. Dis persente en groot etes, dis 'n movie se fees. Dis 'n movie se fees. Nee? Maar wanneer ek moet prys gee, dan is dit vir my 'n somber gedagte. Dis 'n somber gedagte vir meeste mense. Selfs opstanding. Hy's te naby aan kruisiging. So, die opstanding van Jesus het hom gevat na sy hemelvaart toe. En nou moet julle vir my krities luister. Baie krities. Toe Jesus opgevaar het na die hemel, omdat hy opgestaan het hy vir sy kerk een laaste opdrag gegee. Net een opdrag. Net een opdrag. As jy 'n ander ding kom sien, kom wys vir my. Ek dink na 40 jaar is dit seker moontlik om iets mis te kyk. Maar Delano,
Sit gou vir my daai gedeelte van Matteus 28 op. Hy het gesê, aan my is alle mag gegee. Gaan dan en gaan maak disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om dit te onderhou, en ek sal by julle bly tot aan die einde. Punt. Punt. Wat hy daarmee gesê het, en dis opstanding taal. As julle doen wat ek van julle vra, sal alles wat julle sien as goed wat julle bymekaar moet maak, sal julle volg. Moenie daaroor bekommerd wees nie, doen net dit. Net dit. Alles gaan verander. Doen net dit. In die oomblik as ons benoud word, hou ons 'n bazaar. Waar lees jy dit? Maar, ek kan verstaan dat 'n mens die gemeenskap van gelowiges kan versterk daardeur ensovoorts. Maar, die bietjie wat ek nou maar weet, is dat ons het allerhande snaakse goed waarmee ons besig hou. As jy al daai goed wat ons doen in die kerk, dis opstandingsenergie, gaan vervang, maak disippels, mense moet tot bekering kom, doop hulle, en hou dan aan om hulle te leer. Dis al wat jy moet doen. Nou kan jy jouself afvra, ons vier nou Jesus se opstanding. Sit nou so en maak vir jouself 'n opgawe. Hoeveel tyd spandeer ek om disippels te maak? Hoe leer ek hulle? Waarmee leer ek hulle? Hoe gaan ek hulle by die punt hou om te bly by die waarheid? En wie is daai mense? Vra dit vir jou vanmôre af. Wie is daai mense? As jy nou daar so sit en sê, ja, ek weet nou nie wat jy van praat nie. Sê ek jy die kern van die opstanding Sondag heeltemal gemis. Heeltemal gemis. En ek wil jou uitdaag, as jy vir my sê, hoor jy ou, ek dink jy het so 'n bietjie die kat aan die stertbeet. Sê dit vir my na die tyd. Ek sal vir jou onmiddellik sê, hoor jy, ek is jammer, ek het nou hier misleiding gehad. Ek het dit nie lekker verstaan nie. Dis al waaroor dit gaan. Daar's niks meer nie. As jy gesterf het aan jouself, dan doen jy wat God vir jou sê. Dan doen die kerk wat God vir ons sê. Jy sien letterlik dan anders. Alles verander. As jy weet, skielik staan ek nou en dink aan nou Driekus, wat is Driekus die vegter, Driekus? Du Plessis. Ons weet wat julle nie weet nie. Ja. As ons weet wat die ander ouens nie weet nie, gaan hulle geïnteresseerd wees. Maar hulle dink nie ons weet nie. Dan gaan grondeise sonder vergoeding ons glad nie ontstel nie. Hoe weet ek die boere is nou die duiwel in? Dit gaan jou nie ontstel nie. Hoekom? Ons is reeds onteien. As jy gesterf het, is jy onteien. Niks behoort aan jou nie. En as jy dit verstaan, het jy niks om te vrees nie, en ek sê nie, ons moet nie opstaan vir wat reg is, en hoe ons wet en orde wil sien nie, ek praat nie daarvan nie, ek praat van 'n geveg vanuit, dis myne, niks behoort aan jou nie, niks behoort aan my nie, en dit gaan maak dat ons anders optree, anders praat en anders bid. En as hierdie die gevolg kan wees van die nalatigheid van ons eie mense wat die evangelie moes verkondig het, dan sê ek mense nog steeds, niks is ons nie. Ek weet nie wat is die groot baai daar rondom nie, maar ek sê nie ons moet niks doen nie.
Ek sê, dis nou wat die gelowiges voor die Here moet kom en sê, Vader, U het ons hier aangestel in hierdie land. U het ons hier aangestel deur dit wat ek het 'n bepaalde doel. Laat ek my oog hou op die doel, want dan verheerlik ek U daarmee. Die mense met wie ek werk, laat ek U verheerlik met die mense wat U aan my toevertrou. As dit gaan oor my finansies, Vader, dat ek dit reg bestuur. As dit gaan oor die mense met wie ek werk, laat ek hulle so behandel dat hulle die vrug van die Gees in my lewe sien. Ek gaan nie oor die res worry nie. En dieselfde ding tel ek oor en oor op by mense. Almal is ge-worry en bekommerd. Hulle gaan verwerp wees. Ek sê, jy behoort nie eens aan jouself nie, man. Jou identiteit, Christus leef nou in my. Dis alwaaroor jy moet bekommerd wees. Kan jy dit hoor? Opstanding het ons 'n totale ander prentjie gegee op elke liewe ding. En nou moet jy weet, niks, nie my kinders nie, niemand behoort aan my nie. Ek is nie 'n eienaar nie. Ek is nie 'n rentmeester nie. Ek is 'n tydelike rentmeester. Dis al wat ek is. Alles behoort aan God die Vader. My identiteit behoort nou aan hom. My toekoms behoort aan hom. My lewensdoelwitte behoort aan hom. Hoe dieper ek hierdie goed begin verstaan het, mense, hoe meer het ek selfs vir my gesê, 'n nuwejaarsvoorneme is 'n stupid ding. 'n bucket list is 'n simpel ding. As jy gaan lees, wat was Paulus se bucket list? In Filippense 3, dan sê hy, hy sê, ek begeer net een ding, en dit is om die Here Jesus Christus te ken. Net dit. Hy wou nie Kilimanjaro gaan klim nie. En as jy dit wil doen, doen dit. Maar as een begeerte, en as ek sterf en ek het dit en dit en dit nog nie gedoen nie, dan gaan ek nou nie as 'n arm mens hier uit nie. Een fokus. En jou my nalatenskap is al hierdie mense in hierdie dorp wat nie weet wat is die waarheid nie. En ek sê nie ons moet hier invaar en die ouens het hulle huise uitruk nie. Ek sê 'n opstandingsmens dra 'n lig wat jy nie onder 'n maatemmer kan sit nie. Ons moet daar teenwoordig wees. Dis die een ding wat ek geleer het toe ek, en ek sê nie almal moet nou dit doen wat ek doen nie, maar toe ek uit die bedieningswêreld uitklim en ek gaan in 'n wêreld in. Ek het nog nooit so baie met die woord gewerk as nou nie. Nog nooit. Want ek is omring deur mense wat goed sê, goed vra, optree op 'n manier, rigting gee, want ek is nou daar waar die dominees hulle nie sien nie. En ek gaan redelik uit my pad uit dat hulle nie agterkom ek was een nie. En julle is in dieselfde boot. So as ek terugkom by die kruisiging, dan sê ek mense, dis die kragtigste ding wat nog ooit gebeur het, die feit dat Jesus gekruisig is en dat hy opgestaan het. En my bekommernis is wat ek hoop julle deel saam met my. As jy kyk wat besig is om te gebeur in Europa waar geloof letterlik sy oorsprong gehad het. Waar Luther reformatie begin het. Ek wil vir julle sê, byna die enigste ding wat daar oorgebly het, is die passiespele. Gaan mense die passiespele kyk om tot bekering te kom? Nee, hulle gaan 'n show kyk. Ek het niks daarteen nie, ek sal ook gaan en dit gaan kyk. Dit sal vir my verrykend wees. Maar hulle het ure geoefen aan daai ding. Verander nie mense nie. Die verandering kom deur iemand wat deur die woord geïnspireer word, waar die Heilige Gees reageer op jou reaksie. En jy neem 'n besluit, ek gaan anders leef van nou af. En elke ding in my lewe gaan van nou af begin verander. En dit is 'n daaglikse ding.
Dan wil ek begin om nou so stadig maar seker hierdie vliegtuig te land, aangesien ek nou al die headphones aan het van die vlieënier. Jesus se opstanding vanuit sy sterwe verander nie net die feit dat jy versiende is nie. Jy kan nou ver sien, veral as jy in die gemeenskap van gelowiges gereeld praat oor ouens, onthou ons gaan nie hier bly nie. Kom ons kry die antwoord wat hier gebeur, want onthou ons is ook nou nie aliens nie. Ons is hier om invloed uit te oefen, maar ek wil daar weet, wat moet ek hier doen? En die tweede ding, as 'n analogie, is dat wat hier gebeur het Jesus Christus vir ons 'n nuwe bril gegee. En dit is wat die advertensie van my optrede vandag hier so sê, is 'n bril. En as julle nou dink, ek wou nou vanmôre lyk soos Elton John, dis nie die rede nie, ek wou net vir julle wys ek het 'n bril op. En as ek die môre uit my huis uitstap, met die wete van die volle pakket wat Jesus vir my gebring het, en ek stap in die wêreld in, en ek stap hier en ek sê vir julle, deur hierdie bril, kan ek presies sien wat gaan in julle lewe aan. En ek kan vir daai meneer daar agter sê, ek kan sien wat is die potensiaal in jou lewe. Jy het nie 20% van jou potensiaal so ver gelewe nie. Ek kan dit sien. En daai ene daarso, ek kan verstaan hoekom sukkel jy so met verhoudings, want jy leef in minderwaardigheid en jy nog nooit die liefde van God vir jouself toegeëien nie, en 'n sielkundige gaan jou nie reg kry nie, jy moet die liefde van God eers in jou hart kry. Ek is nie teen sielkundiges nie. Ek help baie mense. Maar as jy nie sy liefde in jou hart kry nie, gaan jy nie so kan sien nie. En dan sien ek die potensiaal van hierdie gemeente, en ek sê, hierdie klompie mense hier, kan hierdie dorp omkeer. Nie omdat julle oulik is nie, omdat die woord dit sê. Maar ons doen nie wat hier staan nie. Ek sien, onthou dis alles nou simbolies, want nou nog wil julle die bril by my leen. Ek sien deur hierdie bril van die opstanding, sien ek die potensiaal wat God deur julle kan doen. Ek sien die vrug van die Gees in julle. Hoekom gebruik ek die taal? Want dis hoe Jesus na jou kyk. Hy sien al jou potensiaal. Dan kom jy by die huis en dan hoor jy hoor alles wat jy nie reg doen nie. Daai mense kom sien my. So wat ek vir julle sê, as die Heilige Gees deur die opstanding wat 'n werklikheid vir my gebring het, en vandag word jy weer daaraan herinner, sal jy daai goed nie kan sien nie. En dan begin jy vanuit die vlees leef. En weet jy wat maak dit, as ek daai bril nie opsit nie, dan begin vrees in ons inkom. Mense leef uit vrees uit. Daar hoef nie eers gevaar te wees nie. En die oomblik as ons vrees het, wat sê 1 Johannes 4 vers 17? Dan het jy nie liefde nie. Want 1 Johannes 4 vers 17 sê, die liefde verdryf die vrees, en dan sit jy jou bril op. Sê die liefde, die bril van die liefde, en as jy opsit, kom al my angsvlakke af. Dan is my verhoudings ook rustiger. Jy kan met my maak wat jy wil. Ek gaan op 'n ander manier teenoor jou reageer, want ek weet daar's 'n baie groter prentjie as jou knorrigheid. Ek weet daar's 'n totale ander prentjie as jou aggressie. 'n Totale ander prentjie as jou negativiteit. Ek sien dit in jou. Ek sien die potensiaal in jou. Nie omdat ek so oulik is nie, maar omdat die Heilige Gees deur die opstandingskrag in my denke werk, en dis presies wat Paulus gesê het. Hy het gesê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, want liewe julle wat dit nog nie weet nie, jy kyk nie met jou oë nie, jy kyk met jou brein. Hier is maar net die lense.
Ek sien gevaar of ek sien potensiaal. Ek sien potensieel 'n aangename persoon of ek sien iemand wat ek wil verwerp en vermy. Hang wat 'n bril sit jy op. En hier is die goeie nuus. Verder van hier af. Enige persoon op enige ouderdom het die potensiaal om dit te kan ontvang. Enige een van julle, dis natuurlik almal wat ouer as ek is, né? Almal wat al ouer as ek is, dink baie keer, ag nee, wat ek is nou te oud, dit help nie eers meer nie. Sielkundig word dit moeiliker om te verander, maar die Heilige Gees ken nie ouderdom nie. En hy wil met jou praat vanoggend. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Maak nie saak hoe jonk jy is nie. En dan uit hierdie hele gedeelte kom Paulus se dankbaarheid. Hy daag nie hierdie Jode uit om te sê, luister, ek sê vir julle uit rebellie, ek gaan nie daai doen nie, ek gaan hierdie doen nie. Nee, hy doen dit uit dankbaarheid uit. En ek noem dit net so vanoggend, dat julle dit kan hoor. Weet julle dat hy oor die 40 keer in sy briewe oor dankbaarheid praat. Hy gebruik die woord dankbaarheid. Net uit Kolossense gebruik hy hom 7 keer. Hoekom? Want daai woordjie in Grieks is 2 woorde. Charis en homologeo. As jy daai 2 woorde by mekaar sit, is dankbaarheid nie 'n emosie nie. Hy is nie dankbaar omdat hy 'n emosie het nie. Hy is dankbaar omdat daai woordjie beteken, charis is genade. Homologeo is om te getuig. Hy's geïnspireer, hy's nie emosioneel nie. As jy emosioneel is, gaan dit so lank hou. As jy geïnspireer is, gaan dit so lank hou, as wat jy geïnspireer bly deur die waarheid. En dis sy dankbaarheid. Sy dankbaarheid is om te sê, ek kan nie anders nie. Dis presies wat met daai mense gebeur het, die disippels in Handelinge 4. Hulle sê, hier staan ons kan nie anders nie. Julle moet nou maar met ons maak net wat ons wil, want ons dankbaarheid is so groot, want ons weet wat ons weet. En dit is hoekom Paulus praat in Galasiërs 2 van, ek doen dit uit my geloof in Jesus Christus. En jy kan weer die definisie van geloof gaan lees in Hebreërs 11 vers 1. Geloof is nie 'n emosionele ding nie. Dis 'n ding wat jy weet. En wanneer jy weet, en jy begin daaroor praat, dan kan emosies jou volg. Weer omgedraai. Hoor jy? Daarom is my vraag, wat weet jy? Wat glo jy vandag? Waarvan is jy vanmôre daar waar jy sit? En dis wat ek my moes afgevra die afgelope 2 weke. Waarvan is ek oortuig? So oortuig, dat al vra jy vir my om my geloof te verloon, ek sal dit nie doen nie. Dit is nie vir my 'n emosionele ding nie. Ek weet wat ek weet. En dis jou vraag op opstandingsdag. Wat het die opstanding van Jesus Christus jare en jare terug, wat tot vandag toe 'n waarheid bly, aan jou gedrag, jou gesindheid, jou denke, jou oortuigings oor die waarheid kom doen? Hoe ver kan jy sien? Ek staan nou hier op my voete en dink, iemand gee vir my met Kersfees, 'n vriend van my gee vir my vir Kersfees 'n boek wat oor gebed handel. Ek het 8 boeke oor gebed op my rak. Ek dink, ag Vader, nie nog een nie. Ek bedank hom toe. Hy sê, doen my net 'n guns en lees net die eerste 3 hoofstukke. Toe ek regtig besef
wat dit beteken om te wandel met die Here Jesus, en nie 'n tree te gee voor jy nie gevra het, Here, wat moet ek doen nie? Mors jy geld, jy mors tyd, jy mors jou gesindheid, jy mors ander mense se karakter, net omdat ons nie bid nie, want gebed is meer as net so 'n houdingkie. Dis wat gaan hier aan? Dis jou bewustheid op 'n God wat lewend is. Daarom is my vraag, wat in jou het verander in die afgelope jaar? Dat die lig van God se geregtigheid deur jou kan skyn. Partykeer al sê nie 'n dooie woord nie. Ek gaan nou dat Delano vir ons 'n lied speel van Geneva Linkowicz, wat handel oor die opstanding. En terwyl jy luister na die lied, gaan net en laat jou gees so bietjie deur die ding draai oor, wat spreek jou aan vanoggend? Kom ons luister daarna. All my life is laid here at the feet of Jesus. By his wounds the Savior sacrificed for me. On that cross where I should die, the wrath of God was satisfied. All my sin he paid in full to set me free. This is a resurrection song. This is a stone that's rolled away. My sin was white as he walked out the grave. This is the blood and crimson streams making a way, oh I believe. From death to life that cross has set me free. Thanks Jesus. All my hope forever in the arms of Jesus. Every fear subsided, darkness made to flee. To him who's seated on the throne, he rules the world but knows my soul. All my hope forever found within the King. This is a resurrection song. This is a stone that's rolled away. My sin was white as he walked out the grave. This is the blood and crimson streams making a way, oh I believe. From death to life that cross has set me free. Thanks Jesus. Hallelujah. Glory and honor to the risen Savior, Jesus Messiah. Hallelujah. For he has overcome the grave. Hallelujah. Glory and honor to the risen Savior, Jesus Messiah. Hallelujah. For he has overcome the grave. This is a resurrection song. This is a stone that's rolled away. My sin was white as he walked out the grave. Oh, this is the blood and crimson streams making a way, oh I believe. From death to life that cross has set me free. Thanks Jesus. Onze Vader, uit Psalm 139 wil ons kom bid. Toets my, o God. Toets my hart.
ondersoek my gesindheid en my denke, en kyk of ek eerlik en deursigtig voor U staan, en lei my op die weg na die ewige lewe. Amen. Gemeente, mag julle geseënd wees. Mag julle die krag van jou opstanding deur jou gebrokenheid gaan demonstreer waar jy kom, met 'n diep bewustheid, het jou net een opdrag gegee, gaan en maak disippels. Mag dit vir julle 'n geseënde dag wees. Al wat ek wil hê is U, net U, net U.